familie, al wat ek vanoggend net vir julle kan sê is baie welkom. En vanoggend is ons nou besig met deel 4 met Rudy Klase se getuienis en woord. Dis natuurlik ook sy finale boodskap wat hy nou hierdie week met ons deel hier op Kruiskyk TV, maar ek glo en vertrou dat hy in die toekoms wel weer met ons gaan kuier en so 'n bietjie woord en so met julle gaan deel. En vir die van julle wat die afgelope paar Sondae inskakel, ons sê vir julle baie dankie dat julle tyd uitgekoop het om te kom luister na dit wat die Rudy hierso met die julle wil kom gedeel het en dit wat die Here op sy hart gelê het om vir julle te sê. Nou vanoggend wil ek ook net weer eens vir julle noem, ons het dit laas Sondag vir julle genoem en dit is die woord wat God op my en my vrou se hart gesit het. En julle sal weet, baie van julle wat nou gereeld inskakel op ons program, sal weet dat ons baie al hieroor gesels het. En dit is dat die Here het vir ons gesê dat ons moet wegbreek van die huidige gemeente waar ons was, en dan natuurlik om 'n nuwe onafhanklike gemeente te plant. En natuurlik om dit moontlik te maak, het ons ongelukkig klank nodig, ons het sitplekke nodig. Daar is 'n paar dinge wat ons nodig het om hierdie gemeente 'n werklikheid te maak. En vandag wil ek vir jou sê dat julle ondersteuning en julle gebede sal opreg waardeer word om hierdie planting van hierdie nuwe gemeente moontlik te maak. En vanoggend wil ek vir jou vra, as die Gees van die Here dit op jou hart lê om by te dra by die planting van hierdie gemeente. Ek wil vir julle noem dat elke bietjie wat inkom gaan na iets wat ons vir hierdie gemeente nodig het. En soos ek laasweek gesê het, dit hoef nie net finansiëel te wees nie. As jy voel jy wil 'n instrument vir ons skenk, as jy 'n paar stoele wil skenk, wat ook al die Gees van die Here op jou hart lê om met ons te deel of om vir ons te skenk of te gee, sal ons dit natuurlik baie waardeer. En ek wil vanoggend vir jou sê, en ek wil hê dat jy moet weet, dat elke bietjie wat inkom, is 'n verskil in die uitbreiding van God se koninkryk. En ek wil vanoggend vir julle los met hierdie volgende vers uit Spreuke 11 vers 25, en dit sê dat die wat ander seën, sal self geseën word. Die wat ander verkoop, sal self verkoop word. Nou ek wil vanoggend vir julle sê dat vandag gaan ons al met deel 4 met Rudy Klase, en ons wil net baie dankie sê vir elkeen van julle wat deel is van hierdie wonderlike reis waarop ons is, veral om hierdie nuwe gemeente oor te plant, en natuurlik ook met ons bediening hier op Kruiskyk TV. Maar natuurlik nou sonder om enige tyd verder in beslag te neem, hier is Rudy Klase met sy 4de en sy laaste boodskap. Goeiedag al julle pragtige mense, ek groet julle in die naam van die Heilige Jesus Christus. Wat 'n voorreg om vandag weer met julle te kan gesels, saam te kan aanbid en saam te kan dankbaar wees. Ek wil sommer weer net uit my hart uit en by voorbaat, indien ek dalk myself verloor aan die einde, dankie sê vir Pastor Clemens Mans, Dr. Cornelius Lou en sy pragtige vrou vir hierdie geleentheid, en ook vir elkeen van julle wat hierdie woorde absorbeer. Dit is so groot voorreg om nie net met musiek 'n verskil te kan maak nie, maar deur die lewe se lesse te kan neem, dit vir mense te gee en te kan sê, ons is dieselfde. Ons is dieselfde. En ek waardeer elkeen van julle uit my hart uit. Ek het selfs met Cornelius gepraat en gesê, ek voel asof alles so mooi by mekaar gekom het, maar dit voel my of die Here nie klaar is met wat ek moet sê nie. En weet julle, elke week was dit in my kop gewees, dit is wat ek wil sê, dit is die boodskap, dit is voor die hand liggend waaroor ek wil praat, waaroor dit moet gaan. En met hierdie enetjie het ek die bediening opgeneem en dit gekyk, en hulle was besig met hierdie regering en dinge, en ek was net nie heeltemal oortuig nie. En toe as ek nou terugdink daaraan, besef ek, dit is presies waaroor God wil hê ek moet praat, om vandag af te sluit. En luister, dis nie die laaste keer wat ek vir julle van die Here gaan vertel nie. Kyk in die musiek, kyk in die wêreld, kyk in wat ek hopelik doen, met God se mag saam in sy wil en in sy gees. Maar dit is 'n wonderlike voorreg om vandag hierdie gedeelte van 'n wonderlike hoofstuk in my lewe te sluit met hierdie fantastiese oortuiging. Ek sit en luister vir myself. En julle weet, my lewe lank is ek vol komplimente gegooi, vol komplimente gepomp. Jy's so goed met dit, en jy's so 'n goeie skrywer, en jy's so goeie. En ek prys die Here altyd vir hierdie gawes, en ek is altyd so dankbaar. Die mense dink as jy sê,
jy weet jy is 'n professionele dit of jy is, dis dalk waarvoor jy geswat is of waarvoor jy gawe het. Party van ons kan dit maar net doen en dis alles te danke aan die Heilige Gees. Maar my vraag is vandag vir jou, my broer of suster in God. Oortuig jy jouself? Is jy seker vandag? En wanneer ek daai vraag vra, dan vra ek nie vir jou vandag, is jy seker beroepsgewys? Jy doen wat jy moet doen nie. Ek vra ook nie vir jou, is jy seker, jy weet, jy is gelukkig met waar jy is? Nee. Ek vra vir jou, is jy seker? Jy weet wat God vir jou wil hê en is jy seker jy laat dit toe om te gebeur? Want jy sien die oomblik as jy toelaat vir God om te werk in jou lewe. En jy sê vir die Here, ek gaan hierdie vir u gee. Ek gaan vir u sê, vat hierdie en ek gaan my alles gee. Want kyk, mense wil altyd net hê. En God voorsien, daar is niks min en meer waar as dit nie. Niks is meer waar as die feit dat God voorsien nie. Maar jy het jou vrye wil, jy het jou gawes, jy het jou kundigheid, jy het jou lewenservaring, wat dit ook al mag wees, om te gebruik as 'n maatstaaf, 'n morele kompas wat jy dalk ergens moet optel. My staf het maar laat geval wat ek ontdek het om te sê, nou kan ek in die mag van die Gees loop. Is jy vandag op 'n plek waar jy weet, dat maak nie saak wat jy aanpas nie, of aanpak nie. Dis God eerste. Want jy sien, as jy God voor jou sit, wanneer jy in enige plek inloop, waarvoor is ons bang? Waarvoor is ons bang? Julle sal sien in hierdie polisie flieks, né? Ons hou van hierdie lekker forensiese goeders waar die ouens so uitvang met al hulle goed. Ek dink deesdae as die mense ietsie wil doen met hulle moet versigtig wees. Dit is vir my altyd so die tegnologie om hierdie skelms te vang. Ek sal altyd mal oor, jy weet. In die verlede was dit nou net 'n vingerafdruk was 'n groot situasie. Nou is dit die DNA goed en jy kan die haartjie hier of daar's dalk iemand se ietsie in 'n lip sit, is net baie interessant. Het jy al gesien as daai mense in daai movies, in daai flieks, as hulle so in 'n huis in, en dan gooi nou, hulle gaan nou gaan, hulle slaan nou toe, en hulle is daar in. Dan skop iemand die deur af en dan gaan iemand altyd verby en dan staan iemand buite en kok 'n notch en kyk, né, soos ons maar sê. En dan gaan iemand vooruit. En dan sal wel baie keer hulle gou coast clear. Nou wat as jy in jou lewe op 'n plek kan kom waar jy weet dat met God aan jou kant het iemand altyd reeds vooruit geloop. Julle weet my liedjie sê mos die Here wag reeds daar, né? Moenie bang wees vir môre nie, want die Here wag reeds daar. Nou as jy weet die Here wag reeds daar, waarvoor is ons bang? En ek raak elke keer aan ek raak elke keer hier aan. Want vrees wat van die donkerte afkom, enige vrees, werklike vrees wat nie by jou hoort nie, kom van 'n slegte plek af. God wil nie jy moet bang wees nie, God wil jy moet respek vir hom hê. En die vrees waarvan God praat, is die Godvreesendheid en die wete dat hy meer, groter, sterker, allesomvattend is. En jy sal dit nooit kan wees nie. Hy is soveel so dat hy sy seun gestuur het om vir jou en my sondes te sterf, sodat ons hierdie lewe kan hê en ons koppe kan stamp en kan bid en sê jammer en dit is okay. Beteken dit ons moet verval in 'n patroon om dit heeltyd te doen? Nee. Maar hoe kan ons as mense wat weet dat die Here voor jou in daai gevaarlike plek daarin loop en nog steeds so rondom ons kyk? Wetende dat die almagtige krag van die Heilige Gees, amen, in daai plek is voor jy jou voet daarin sit, want die Here sê, ek ken jou gedagtes voor by jou opkom. Jou pad wat voor jou uitgelê is daar, voor jy nog weet hy's daar, gister is al verby, voor môre nog kom, maak dit sin, want amen, prys die Here, alles is God en God is alles, en jy is in die middel van daai alles, besig om dan bid, hopelik, en dankie te sê, hopelik, dankbaar te wees, hopelik, lief te hê, hopelik, die beste mense te sien, hopelik, en as ons dit nie altyd reg kry nie, wat ons nie doen nie, hopelik, probeer ons later beter. Baie mense in die verlede het altyd vir my gesê, vir my is dit maklik om te praat, want ek het 'n voorhand liggende gawe en ek het maar 'n kindsoogie en ek weet maar om goedjies bymekaar te sit en ek kan sing en al die dinge. En dan dink ek, dis so onregverdig. Weet julle dat wanneer mense groot gawe het jy 'n groot verantwoordelikheid. En die grootste grap van alles is, net omdat ek so klein bietjie meer sigbaar is as baie mense,
Net omdat ek so klein bietjie op sosiale media deesdae is almal sigbaar. Maar in terme van my historiese suksesse en so meer. Net daaroor wil mense sê ek het dit makliker. Weet jy, dis eintlik die teenoorgestelde. 'n Vriendin van my het altyd gesê, dit vat baie jare om 'n oornag sukses te word. En jy moet pas op vir oornag suksesse ook, né? Wat sê die Engelse fly by night? Moenie jouself, en verskoon vandag 'n bietjie van my Engels, moenie jouself vir 'n ride vat nie. Die Here vlieg hy vliegtuig. Moenie hoogtevrees hê nie. Jy het soveel goed wat jy kan wees, doen en hê, as jy God toelaat. God toelaat om vir jou te wys, God toelaat om in stuur te wees en weer eens God voor jou te laat uitloop. En ek wil vandag alweer maar die wonderlike voorbeeld van myself gebruik. Want dit is so lekker. Dit is so lekker om 'n getuienis te wees vir die Here. Ek, my mense, is baie kreatief. My vrou is baie intelligent, né? En sy is op haar manier kreatief, maar sy het 'n ingenieurbrein. Sy dink 'n plan, sy maak 'n ding reg, sy maak hom laat hy, né? Ek is nou nie die verhoog nie. Ek is die ou wat kyk laat daar nie van die stukke van die blomme of die props of die vere nog haar rond lê nie, want dit lyk nie vir my mooi nie. Sy maak seker iemand val nie deur die verhoog nie. Dis my vrou. Ek gaan hierdie gordyn lyk nie vir my mooi en sy is die een wat ek dink hy gordyn gaan afval, want jy weet nie eers kyk waar hang die gordyn. So is God altyd voor jou uit. So met hierdie kreatiwiteit is dit nie net musiek nie. Ek het 'n gawe vir kleur, ek verstaan skoonheid, ek het geleer ook om dit te doen en ek verstaan, jy weet, om videografie en film, daai goed, dit is alles maar my ontwerp, natuurlik die skryf, digkuns, al daai dinge. God het al daai goed in my ingedruk en op 'n stadium toe ek begin om bietjie meer van die kontroversiële dinge te doen. En as ek sê kontroversieel, bedoel ek nou nie die dinge wat mense verwag 'n man sal altyd doen nie. Julle weet mos hulle sê daar's 'n verwagting. Jy's nou 'n man en vir al ons boeremans is groot gemaak, jy maak so. En dan sit vir party mense vreemd. En hier sit ek met die lieflikste vrou in die wêreld, dink ek. Die wonderlikste skoonfamilie in die wêreld, die pragtigste familie en ek is nog altyd maar hierdie flamboyante malerige dingetjie. En as ek sê malerig is dit nou 'n aanhaling, daar's niks met my fout nie, maar ek bedoel maar net ek's oralste. Ek dink nie so nie, ek's oralste. En mense wil ons in boksies sit. Mense wil vir ons sê wat ons moet wees. En gebaseer daarop wil hulle vir jou probeer betuie. Ek wil nog altyd weet wie die mense is, né? Dan wil ek sê as die mense sê, wat se mense? As ons dink aan talente en wat God wil hê ons moet daarmee doen. Matteus 25 is vir my altyd fantasties om te gebruik as 'n vergelyking. Die gelykenis van die muntstukke. Gaan lees die hele Matteus 25. Ek gaan dit vir julle gou net so 'n bietjie opsom. Ek gaan nou nie die persoon wil gaan lees dit, maar ek gaan dit nou eufemisties gebruik as God en sê, God gee vir jou, vir my, vir die mense langs jou, vir almal van ons. Gee hy muntstukke, né? Jy is gebore met 'n klomp muntstukke. So 'n sak vol muntstukke. Party van ons het 1 muntstuk en hy's swaar en hy's groot om rond te dra en jy gaan met daai muntstuk, dis wat jy gaan doen. Ander van ons het dieselfde swaar sak, maar hy 20 muntstukkies in. Met verskillende doele, né? En dis nie om te sê dat een mens net hier is om een ding te doen nie. Ek probeer net vir julle sê dat God vir jou gaan wys of jou plekkie daar is, of jou plekkie daar is, en dalk is jy een van die mense soos ek, waar jou plekkie net so oral is, dat jy oralste wil appliseer. En dit kan baie oorweldigend wees. Maar kyk wat beloon God aan die einde van die dag. Kyk wat beloon God. God beloon nie die mees suksesvolle, God beloon nie altyd net die een wat, jy weet wat die familie sê, daai en daai het dit gemaak. Daai het dit gaan, daai het nou. Nee. God beloon die wat gegaan het met sy muntstuk, gaan investeer het, iets daarvan gemaak het, en meer goud uit gekry het. Ek praat nie van geld nie, mense. Ek praat van Ernst van Heerden se oggendson wat room geword het, se goud.
Ek praat van die milieu, van die teenwoordigheid van Christus. Ek praat van die goud van God. As jy dit in jou het, omdat jy 'n Abba Vader het, wat voor jou in daai donker plekke inloop, en reeds daar wag, en jy het hierdie muntstukke, hoekom is jy bang? Weet julle wat is die ergste wat kan gebeur? Jy kan val. Jy kan val in jou poging. Dit is wat kan gebeur. Okay. En as 'n rede kom ek nou stil gebly vir 'n oomblik. Want dis presies in die groot skema en prentjie van alles wat daai val beteken. Dis 'n les. En as jy daai les nie gaan vat nie, en jy gaan nie opstaan, gaan jy nooit in jou lewe ooit, veral in Gees en in Christus, veral in daai opsig, tot jou reg kom nie. Onthou as jy val met 'n muntstuk, wat jy op die verkeerde plek gaan investeer, maar jy het regtig probeer, en jy het regtig vertrou op God en in God gehad, en dit werk jy uit. Jy weet jy wat gebeur? Jy val, maar die muntstuk val ook, maar niemand vat hom nie. Hulle het dalk jou fisiese monetêre geld gevat, jy het dalk jou huis verloor, jy het dalk jou kar verloor, ek het al, dalk kan jy goed verloor. Toe bounce ek terug, oupa, hey, prys die Here. Maar, al hierdie dinge gebeur dalk met jou, maar as jy in geloof daarin gaan, vat niemand jou muntstuk van God nie. Jy val met hom, en jou sakkie land net daar, en as jy opstaan, kan jy daai sakkie met 'n munt of munte net vat, en net loop na plan B toe. Mense sê mens altyd, jy moet 'n plan A en 'n plan B. And I've told people this 1,000 times, ek het al soveel keer gesê. Dit maak nie saak nie. Dit maak nie saak nie. Die belangrikste ding in jou lewe is dat jy kan opstaan en van vooraf kan begin. En as jy mense sê, hoe begin ek met niks nie? God is nie niks nie. Dan sê mense, ja, maar geloof, so jy wil nou vir my sê, ek het alles verloor, ek het op die straat opgeëindig, en jy wil nou vir my sê, ek moet dit wegbid. Nee, ek wil nie met wegbid nie. Ek wil jy moet op God vertrou. Om seker te maak dat vanaand waar jy nie 'n plek het om te slaap nie, dat jy iewers gaan slaap waar jy beskutting het. En sou dit sy wil wees, en dit na jou heen kom lê vanaand, dat jy soveel vrede in Christus het, dat jy weet sy plan en dit 100% reg is met jou, want jy sien, ons almal dink daar's iets om te bereik. Dis iets wat ons moet bereik. Weet jy wat moet eindig met jou lewe in ryk? Koninkryk. Dis wat jy moet bereik, is die koninkryk van God. Die koninkryk van God is al wat jy moet bereik. Ek dink altyd so aan hoe ons dele van onsself afsny om die wêreld te akkommodeer. Hoekom gaan die Here vir jou 2 arms gee as dit nie nodig is nie? Hoekom gaan die Here vir jou 2 voete gee as dit nie nodig is nie? Hoekom gaan die Here vir jou 2 oë gee as dit nie nodig is nie? Hoekom gaan die Here vir jou 2 ore gee as dit 2, altyd nog een van hulle? Maar dit lyk my dis nie die brein wat een is. Is dit nie half simbolies nie? Dat God gee altyd vir ons ander opsies in ons mensheid. Maar die sentrale binneste van die belangrikste van alle nuklei is een ding in jou brein, en dit is God en geloof. Dis een ding. Dis een ding. Dis nie meer fout nie, dis enkel fout. Maar die res wys God maar vir ons duidelik. Jy gaan nie net so deur die lewe, jy weet daai liedjie, stap saam, deur aan hoe verstaan. Jy gaan nie net so stap en sleep nie. Jy gaan nie. Jy het nog 'n voet. Jy het nog 'n arm. Dalk is iets meer verkeerd, jy het nie, maar dit is hoe God ons ontwerp het. Heel en met 'n plan B. Met 'n plan B net langs jou. Daar's mense daar buite wat se ledemate nie eens werk of wat nie eens ledemate het, en hulle is meer toegewy en gefokus as baie van ons wat al hierdie goed het. Julle met al hierdie operasies, al hierdie snye, al hierdie pyn, al hierdie vrae, al hierdie wat ek deur is. Hier sit ek. Prys die Here, hier sit ek. Nie hier lê ek nie. Dit het ek in die hospitaal gedoen, hier sit ek. Hier kan ek staan. Het ek daar wat ek ja, dis daar waar dit goed gaan nie. Dis daar waar dit nie met jou goed gaan nie. Maar dis okay. Want jy sien wanneer jy begin sê vir jouself, God eerste. Alles okay.
Alles is oké. En dis die gebed waarmee ek julle ook vandag wil los. In my hart. Is dat God vir julle sal wys. Waar om dit wat julle gekry het te vat en te belê in die Gees, watter mense op jou pad moet wees, dat die Heilige Gees die regte siele op jou pad stuur. Soms gebroke siele, maar siele wat vir jou lesse leer. Maar my grootste gebed van alles is dat die lesse wat jy leer kan lei daartoe. Dat jy dit gebruik om ander mense te help. Om die woord van die Heilige Gees buitentoe te dra. Om te sê, julle, kykie, hier's ek. Ek was net so stikkend soos jy. But take a look at me now. Nee. Take a look at me now. En God is ons weer heel. Ek wil vandag vir julle uitspeel met 'n lied wat vir my ongelooflik baie beteken. En dis 'n lied wat vir my nog altyd baie diep aanraak. Mense vra altyd vir my, jy weet, wat is jou gunsteling werk wat jy geskryf het? En dit verander seker elke oomblik as ek dink aan my liedjies. Dis soos my kinders, my liedjies, my werke. En prys die Here vir elke een. Maar daar's een spesifieke lied. En toe ek hierdie lied geskryf het, het een van my bestuurslede nog gesê in my maatskappy, ek dink nie jy kan die liedjie skryf nie. Dis 'n bietjie, moet 'n mens dit sê? En ek dink, ja, dis wat ek wil sê. En prys die naam van die Here dat hierdie lied nou 'n groot toekenning wen vir inspirasielied van die jaar en so meer. En ek sê dit net, omdat daar waar die mens van my gesê het, pas op wat jy sê, maar my siel en God het vir my gesê, sê dit. As julle môre wakker word, enige een van ons, en dit is nou oorlog of iets het gebeur, en ons het nie meer kerk om na toe te gaan nie. Het jy genoeg geloof? Daar's baie van ons wat net leef vir die Sondag. Het jy genoeg geloof? Het jy genoeg geloof om die kerk binne in jou te hê? Ek sê in hierdie lied, en daarom bly ek glo. Daar's 'n berg se skaduwee in die blou van my oë. En as al die kerke afbrand, vrees ek niks nie, want ek weet, U is by my. As die kerke rondom jou môre afbrand, of die kerke van jou mensheid uitmekaar uitval partykeer, is die kern van God so sterk in jou, dat jy niks vrees nie. My wens vir jou, is as jy leef in die wete, dat nie net God alreeds daar vir jou wag nie, maar dat niks jou kan seermaak, omdat God jou nooit sal begewe of verlaat nie. Ek groet julle met hierdie lied. Dit is my voorreg om dit vir julle te speel. Dit was 'n fenominale 4 weke en ek dank julle uit my hart en my hele siel uit. Ek het 'n musiekvideo ooit vir die lied gemaak, so ek gaan saam met julle sit vanoggend en dit luister en die Here aanbid vir sy gawes. Ek is lief vir elkeen van julle. Mag die Here julle ryklik seën. Amen. Dit maak nie saak waar jy lê nie, en wat mense van jou sê nie. Niks kan die waarheid wegsteek vir hom nie. Maak nie saak wie jou keer nie, en daar is niks om by die donker te leer nie. Is jy reg, dalk raak alles weg. As al die kerke afbrand, sal jou geloof jou deur die nag kan dra. Ons moet net vir die Here vra, as jy glo is hy altyd daar. As al die woorde wegraak, kan jou hart sy wonderwoorde lees. Daarom is ek nie bang nie, as al
sal hy by my wees. Dit maak nie saak as jy seer kry, wegraak of val nie, want dis nie die mense wat jou kom haal nie. Hy skryf elke voorwoord van die hart en siel. As al die kerke afbrand, sal jou geloof jou deur die nag kan dra. Ons moet net vir die Here vra, as jy glo is hy altyd daar. As al die woorde weggaan, kan jou hart sy wonderwoorde lees. Daarom is ek nie bang nie, as alles môre weggaan, sal hy by my wees. En daarom bly ek glo, daar's 'n berg se skade weer in die blou van my oë. En as al die kerke afbrand, vrees ek niks nie, want ek weet hy is by my. Ek weet hy is by my. Dit is altyd so lekker net om te luister wat die Here op iemand se hart lê om met ons te deel. En vanoggend wil ons baie dankie sê aan Rudy Klase wat die afgelope 4 Sondae tyd uitgekoop het om natuurlik hierdie boodskappe vir ons op te neem, om vir julle uit te saai hier op Kruiskyk TV. En ons wil ook dankie sê vir elkeen van julle wat elke Sondag ingeskakel het om te luister na dit wat ons hierso doen. Ons sien julle volgende week natuurlik dieselfde tyd, dieselfde plek hier op Kruiskyk TV om 11:30. Mag die Here julle seën vir die week wat voorlê, en soos ek altyd sê, ons sien julle volgende week dieselfde tyd, dieselfde plek hier op Kruiskyk TV. Mag die Here julle seën.